Daar's mense in ons gemeenskap wat baie keer van die lelikste goed van ons mense sien en wat moet mense herstel en mense wat gebreek is. Mense wat jy dink nooit gaan herstel kan word nie. En dis maatskaplike werkers spesifiek. En ons weet ook, hulle word nie baie betaal nie, hulle word nie baie waardeer nie. Weet, in IT dink almal ek is baie slim as ek nou in IT doen. Maar daai mense moet stikkende mense gaan optel. En Magda is een van daai mense wat mense moet gaan regmaak wat gebreek is en wat hulle help. Ek het ook die voorreg gehad 'n klompie jare terug, nou al seker 6, 7 jaar terug, het ons so 'n bietjie saam klas gegee daar in Olivenhout-Bosch en net om te wys ook dat geen werk word te gering geag nie. En dis hoe ek vir Magda leer ken het. Magda, as jy kom, laat ek jou net daar aanskakel en dan sal ek gou vir ons bid. Hierso kyk. Hy is heeltemal af. So ek gaan hom net gou weer aansit. Of is my oor reg? Daar sê jy kan praat. Okay. Kom ek bid sommer so. Dis dankie. Vader, ek dank U. Ek dank U vir Magda, vir haar hart, Here, wat wil herstel. Vader, hoe anderster is dit wat U wil hê, Here, om ons te herstel. Hierdie wêreld is gebreek, ons is gebreek, Here. Maar U is die ene wat ons herstel. Dankie dat U haar gebruik en dankie dat sy ook bereidwillig was vandag, Here. Ek bid dat U haar lippe sal aanraak en dat U vandag deur haar woorde vir ons ook herstel bring. Dankie, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Dani. Môre almal. Dis nou 'n interessante posisie om vanoggend te staan as hier voor. Gewoonlik sit ek daar in die hoek. So ons kyk hom so van die kant af. So dis 'n eerste vir my. Dankie Laurens vir die vertroue. Ek waardeer dit. Kan ek vra, kan ek die eerste slide kry asseblief? Ek wil gou-gou vir julle ons tema van vanoggend kyk. Gebrande toast van die verlede en die Heilige Gees. Dis ons tema van vanoggend. Gebrande toast en die Heilige Gees. Nou gaan jy my vra, waar val ek nou uit? Ons gaan nou sien waar dit vandaan kom. En dan die tweede slide ook asseblief. Dis net om jy so 'n lusmakertjie van wat ons gaan praat vandag. Die tweede slide sê, suddenly, we're not reacting to today, we're reacting to yesterday. Nou, vanoggend, en dis waar het Dani gesê, daar's baie stikkende mense buite. Gaan ons 'n bietjie praat oor trauma en hoe werk, ek glo Laurens weet al vir julle vertel hoe werk trauma, ons gaan 'n bietjie kyk oor trauma, maar hoe werk die Heilige Gees met ons? Wat maak ons nou as die lewe my hart geslaan het met trauma nou? Ek wil begin deur te sê, baie keer kom ons vorentoe, die slegte goed het met jou gebeur, jy is deur kar ongelukke, egskeidings, iemand het vir jou verkeerde goed gesê, jy het 'n klomp slegte goed ervaar, ons kan die lys lank maak, en ek is seker as ek volgende een en elkeen vra wat hier sit, of my te vertel van jou trauma, gaan ons almal huil, want ek dink ons almal het baie swaar goed deurgegaan, veral in die laaste paar jaar, dink ek is dit erger, so ek dink as jy het so vinnig net kan dink, dis waaroor ons vanoggend gaan praat, maar omdat ons deur hierdie trauma gaan, baie keer wat gebeur is, kom ons vorentoe vir gebed, ons word gesê, kom vorentoe, laat ons vertrou, Heilige Gees, om ons gesond te maak, ons kom vorentoe uit vir gebed, en dan word vir my gebid, en ek voel beter, en die lewe gaan aan. Maar ongelukkig, die traumatiese wonde, is nie net fisies nie. Dit kan fisies wees, ja, dit kan wees dat ek my liggaam beseer het, of ek siekte opgetel het, maar dit kan ook geestelik, en dit is geestelik, emosioneel en fisies ook. En ons dink nou het my gebid, nou gaan dit beter gaan. Maar die slegte gedeelte daarvan is dat hy kom terug. Iets gebeur en ek is terug in die oomblik, en ek is terug in die moment, en ek raak moedeloos, want hoekom het gebed nie gewerk nie, hoekom het die Here my nie genees nie. Maar wat ons vergeet is dat God die brein so ontwerp het, laat hy memory selle gemaak het. So hy onthou die eindes, hy onthou die seer wat daar is. En elke keer as iets gebeur wat die slegte goed wat my herinner, dan spring ek terug en ons noem dit triggers. Nou trigger weet ek is 'n Engelse woord, die sneller klink nie vir my lekker, hy sê nie so lekker nie, so ons gaan die hele tyd trigger gebruik, so elke keer spring hierdie triggers uit, en dan is ek terug in die moment. Nou, triggers is daar gemaak om my te beskerm. Nou kan jy my vra, wat is 'n trigger? Nou trigger, en ons gaan nou by die trigger is iets wat kan gebeur buitekant jouself. Dit kan, iemand het dit vir iets sê,
dit kan die omgewing wees, dit kan iets wat jy sien, wat jy met jou sintuie optel, en dit is regtig wat 'n trigger kan wees. So enigiets kan daai ou memory cell gaan haal. En ongelukkig bære ons brein dit. Nou ons gaan 'n bietjie gou kyk. Die trauma gaan haal al die ou goede. Wanneer iets gebeur, gaan haal hy die ou goed en hy sê wat van. So hy trek ons terug in die verlede, maar hy trek ons in die toekoms ook in wat sê wat van as dit gebeur het. So ons sê wat as of wat van. So die traumas doen al hierdie goede. En ek is nou seker baie van julle is soort van die nou gedagtes wat op en sê, ja, ek sit en wonder van as dit nou weer sou gebeur, wat sou gebeur het? Of as dit nie gebeur het en dan sou ek dat gedoen het. Ons het al hierdie goed wat regtig in ons kop vassit. Nou die Bybel sê wanneer hierdie trauma wonde geaktiveer word, is daar spesifieke vers wat ons wil gaan kyk. Ons gaan kyk na Jakobus, die volgende slide asseblief. Jakobus 1 vers 19 sê, en ek hoop om vanoggend vir julle 'n bietjie meer tools te gee van wat maak ek met hierdie ou trauma wonde wanneer dit met my gebeur? Wat maak ek met dit? Ek het dit nou, wat maak ek nou met dit? En hoe gaan Heilige Gees my help? Want ons kan nie gaan vassit binne in hierdie goed en nie. So Jakobus 1 vers 19 sê, my liewe broers, julle moet dit onthou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie gou te praat nie en nie gou kwaad te word nie. In Engels sê dit, know this my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak and slow to anger. Nou, wanneer trauma gebeur, en ek is seker elkeen van julle kan identifiseer met, eerste ding wat gedoen, wanneer ek getrigger word, die eerste ding wat ek doen is, ek gaan op die verdedig. Kyk, ek keer vir my wickets, want ek gaan nie weer terug na die ou seer toe nie. Of, ek begin my onttrek, ek gee pad. Veg, vlug en vries. So ek onttrek myself. So nou het jy iets gedoen, die seer het weer gekom, nou onttrek ek. Of ek val jou aan, want ek moet myself beskerm, nee. Of ek verwerp jou, besluit nee, wat jy sê die moeite werd nie, ek gaan my nie self die situasie sit nie. En ek verwerp jou. En natuurlik die ander ding wat trauma doen is, hy maak dat ek baie stadig is om te luister. Ek luister nie. So, wat is 'n trigger? Want ek weet ons gebruik nou, maar wat is 'n trigger? Dis 'n emosionele, en die woord is emosionele reaksie op 'n ou pyn. Nou manne, dames ook, die manne, ek wil nou met die manne spesifiek ook praat. Ons praat nie oor ons emosies nie. Ek mag nie sê hoe ek voel nie. Ons word so groot gemaak, die gemeenskap wat ons vandaan kom sê, 'n man huil nie, mag nie hoe sê hy voel nie. Maar trauma gaan sit juis in daai area van jou, in daai emosies van jou. Hy gaan sit in daai emosies vas. En hy hou hom vas, hy maak jou regtig vas. So 'n trigger gaan haal elke keer daai emosie. Wanneer ek kwaad word, wanneer ek hartseer en besluit ek het hom nie. Die trauma gaan sit daar vas. So dis 'n trigger. So elke keer as hy getrigger word, wat gebeur dan met my lyf? Dit raak angs, as ek sou getrigger word, dan raak dit dringend, dan voel ek, ek moet hierdie ding nou uitseer. En dit absoluut absorbeer my hele denkpatrone. Alles wat ek doen, absorbeer hierdie trigger. En dit vat al my aandag. Dan tree ek op en dan regverdig ek my gedrag. Reg of verkeerd. Dis hoekom ek dit gedoen het, want dit en dit het gebeur. En jy voel ek moet dit dadelik hanteer. En natuurlik wat gebeur? Ek raak angstig, so my lyf gaan in totale overdrive. Hy aktiveer alles wat ek moet hier uitkom, so ek raak angstig. Ek oorreageer, ek sê goed, ek doen goed, neem impulsiewe besluite wat ek moet doen nie. En natuurlik veroorsaak dit verleentheid, of die shame soos ons dit ken, en dit maak my bang en vrees kom in. Maar baie keer, as al hierdie goed met my gebeur, reageer ons uit die gedagte van pyn, nie die werklikheid nie. En ek wil dit weer sê, as hierdie emosionele goede trigger in my pyn gaan trigger, dan gaan dit nie oor die pyn is nie, dit gaan oor die gedagte dat dit pyn gaan veroorsaak. So, wanneer ons kyk na die suddenlies, wat van gister nou in die toekoms staan, is dit presies wat gebeur, want ek het hom ervaar, so ek gaan haal die ou goede, en ek bring hom in vandag in, en ons dink dis werklikheid. Maar dis die gedagte wat ek geleer het in die verlede, wat nou vandag by my kom staan. Maak dit sin? So die goed wat in die verlede gebeur, kom staan nou, en dis nou my werklikheid. En ek onthou die pyn, en ek herhaal die pyn.
En ek is seker baie van julle kan daarmee identifiseer. Nou ek wil gou-gou 'n voorbeeld gebruik. Ek wil gou-gou julle almal ken brandblussers, brandalarms, né? Wie van julle het brandalarms in julle huis en kantore? Kom ons sien, dis dalk sulke goed te bestaan. Joeg, is 'n minhande Lourens, dis erg, né? Julle brand nie op aan die werk aanvaar ek brandalarms. Nou hoe werk 'n brandalarm? 'n Brandalarm is daar om ons te waarsku, né? Hy tel op as daar moeilikheid is. En dan begin daai ding skree. En hy skree oorweldigend en hy hou aan en skree tot iets gebeur, tot iemand iets doen. So as hierdie brandalarm afgaan, moet ons een van twee goed doen. Of ons moet iets gaan afsit en jy gaan kyk of alles reg is. Die vuur gaan blus. Of ek moet pad gee. Want dit is 'n kwessie van lewe of dood. Maar baie keer, en ek weet nie of dit al met julle gebeur het, maar ek het in was 'n werksituasie waar die brandalarm afgegaan het. En dis mooi geleer as hy afgaan, hierdie plek, dis die drill, so stappie uit, né? Julle ken daai ene, né? Jy het almal safety goede. Nou ek was in 'n situasie waar die brandalarm afgegaan het en almal staan en kyk en wat nou? Ek meen, wat nou? Dit het al soveel keer gebeur. Dan is dit 'n regte brand. Dan staan ons kyk vir mekaar. Maar ek was ook al in 'n situasie waar die brandalarm afgegaan het, waar iemand hulle toaster aan vergeet het. Gebrande brood. Dat die toaster afgegaan het, so hierdie alarm word geaktiveer. En dis nie regte brand nie. So as ek die toaster uithaal en die toaster afsit, dan is dit verby. Of iemand rook by 'n brandalarm en die brandalarm sê hier's vuur en hy doen sy werk. So wanneer ons, ek wil gou deurtrek, so wanneer ons blootgestel word aan 'n traumatiese insident, is dit presies wat gebeur. Ons liggaam, die heel eerste keer hoor, die eerste keer wat jy blootgestel is aan 'n traumatiese insident, die heel eerste keer, installeer ons brein 'n sensitiwiteitsalarm, en ek maak dit baie eenvoudig, maar word daar 'n alarm in jou brein geïnstalleer om jou te waarsku. So hierdie triggers wat geïnstalleer word die eerste keer, is nie moeilikheid nie. Dis juist daar om ons te beskerm. Maar wat ons vandag nog gaan kyk is, ons gaan kyk, is dit regtig brand die huis regtig, of is dit net die toast wat brand? Want baie keer reageer ons op die toast, die toast wat brand, en nie die huis wat brand nie. So dis wat ons vanoggend bietjie gaan kyk, ek gaan vir julle 'n bietjie praktiese wenke gee, en ek wil nie wat Lourens vir julle geleer het, wil ek nie minder maak, gaan luister na sy preek, veral een van laasweek, gaan luister bietjie na sy wenke, wat hy gegee het, so ons gaan vanoggend net verder voortbou. En ek gaan vandag kyk, hoe help Heilige Gees ons, om te onderskei, tussen gebrande toast of die huis wat afbrand. Maar voor ons daar gaan is, wil ek hê, ons moet gou voorbeelde uit die Bybel gebruik, want glo my, dit is in die Bybel. Ja, jy almal ken Elisa se storie, Elijah se storie. Ek glo julle ken almal, dis waar Elijah die Baalprofete almal doodgemaak het, wat Vader die vuur gestuur het, dat die vlamme opgelek het. So Elia sien hierdie vreeslike groot wonderwerk wat God doen. Hy bid, die vuur kom af, slurp al die water op, Baalprofete is almal doodgemaak. So hy sien hierdie wonderwerke van God. Maar wat gebeur? Kom ons lees net gou eers in 1 Konings. 1 Konings 19, 11 tot 12. Sê, ek gaan net so die laaste deel te sê. Wag, ek net voor ek dit lees, wil ek net sê, so Elia sien hierdie groot oorwinning, hy behaal hierdie groot oorwinnings. Maar wat doen hy toe nou? Die oomblik wat Jezebel hom sê, hey, wag, Boetie, ek het jou gesien. Ek het gesien wat jy doen. Wat doen hy? Hy hardloop weg. Hy gaan kruip weg in 'n grot. Hy vergeet wat God vir hom gedoen het. Hy gaan kruip weg in die grot en wens om dood te gaan. Maar wat kom God die Vader sê, hy berisp nie vir Elia nie. Hy sê vir hom, hy vra hom, hoekom is jy bang? Jy het nou net hier goede gesien. Magda se woorde, né? My vertaling, my interpretasie van dit. Die Here laat hom rus. Hy gee hom kos. Hy voed hom, hy kyk na hom. En hy sê, na hy verfris het, na hy uitgesorteer het, toe sê hy, nou gaan jy op en jy gaan doen jou volgende taak. So as ons kyk in 1 Koning 19 spesifiek, wat aan die einde wat sê, God was, na die aardbewing was daar 'n vuur, maar hy was nie die vuur, dis nou God was nie die vuur nie. Maar in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. So
So God praat nie met hierdie donderslaa en maak bang en kom raas omdat ek nou misgevat het nie. Hy kom in sy stilte en hy sê hier is ek versorg jou, ek is nog steeds daar vir jou. En wanneer ons kyk na trauma, kom trauma en dit kom met hierdie geraas en hierdie geluide en dit maak ons bang. So trauma skree hard. Hy maak jou bang. Hy wil laat jy weghardloop, laat jy vlug, laat jy voel jy is verwerp, dat jy op die verkeerde moet gaan. Maar die Heilige Gees is sagmoedig. Hy's geduldig en hy fluister vir jou en hy ondersteun jou in die omstandighede net daar waar jy is. So wanneer jy deur trauma gaan, sê Heilige Gees ek is hier by jou in die omstandighede. Maar die trauma skree so hard, ek sien dit nie. En dit oorweldig my. En dis al wat ons hoor. Dis soos 'n leeu wat weghardloop. Al wat hy weet is hierdie vrou gaan my doodmaak, want ek het nou al mense doodgemaak. Hy vergeet van al hierdie goed en dis wat trauma met ons doen. Ons vergeet dat God met ons in hierdie situasie is. So as ons reageer op die trauma wat kom, mis ons die fluister van die Heilige Gees. Kom ons maak dit nog meer prakties. Kom ons kyk hoe werk trauma in jou werksplek. Iemand kritiseer jou, iemand sê vir jou 'n lelike ding. Hulle sê byvoorbeeld vir jou, man, ek dink nie dit was die standaard waar jy dinge moes op gedoen het nie. Onmiddellik, ek sê onmiddellik nie, binne 10 sekondes na die persoon dit gespreek, of jy dit gesien, of jy dit gehoor het, binne 10 sekondes staan hierdie ou wond op en sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Hulle waardeer jou glad nie, hulle respekteer jou nie. So hulle val my aan. Wat gebeur as ek aangeval word? Ek gaan op die verdedig. Jou lyf raak styf, jou stemtoon verander, jou gesigsuitdrukking verander, en al jou maniere verander. Julle almal weet waarvan ek praat of doen, julle dit nou nie, is dit net ek wat dit doen. As iemand vir jou sê, hey, yes, dan kom alles sommer, nee, alles staan regop, nee, ek sien 'n paar smiles, so ek is bly ek's nie alleen nie. En natuurlik jou maniere, en die manier hoe jy optree, heeltemal verander, want hierdie persoon val my mos nou maar aan. Kom ons kyk wat gebeur in die huwelik. Ek dink presies dieselfde. Jou maat vergeet iets belangrik. Nee, kom ons sê miskien jou verjaarsdag. Oeps. En dit het al gebeur, ek is oortuig daarvan. Dit gebeur, lewe gebeur, of weer eens gebeur dit dalk nie hier, Lourens. So wat gebeur? Hierdie ou wonde, binne 10 sekondes, en ek gebruik 10 sekondes vir 'n rede. Hierdie ou wonde spring op en sê, hy of sy is nie lief vir my nie, ek is nie belangrik genoeg nie. En wat is jou reaksie? Weerens, julle doen dit nie, né? Julle gee vir hom of haar 'n koue skouer, of jy kry stolstype, of daai tongetjie raak baie skerp. En wat is die gevolge van dit? Alles gaan naamlik uit my ou trauma uit. Daai eerste goede waar ek seer gekry het, gaan haal ek dit uit. En ek vernietig verhoudinge. Ons gaan nou die volgende vraag is, wat nou? Nou dat ek dit gedoen het, wat het gebeur? Ek is nou verwond. Ek het seer gekry. Ek het hierdie ou wonde, het ek nou opgetel. Wat maak ek nou met dit? En dis hier waar ek lees moet begin kyk. Hierdie ou wonde wat so vinnig begin praat. Wat doen ons met dit nou? As ons kyk in Galasiërs 5:22 tot 23 sê dit, die vrug van die Gees, kan ons aangaan net na die volgende slide asseblief? Die vrug van die Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there are no law. Nou, as 'n kind van God het ons die Galasiërs 5 gee ons 'n baie duidelike riglyn ons dit moet hanteer. Maar nou gaan jy vir my sê, dis moeilik. Ons ken hierdie vers en ek is seker julle kan hierdie vir my baie duidelik, almal van julle kan hom vir my quote. So die Bybel is duidelik, hy gee vir my 'n voorbeeld hoe ek moet gaan hanteer. So die Heilige Gees gaan vir ons leer hoe ons dit moet aanspreek. Nou, hoe doen ons dit? Kom ons leer, kom ek gee vir jou praktiese punte. Die eerste ding is, en dit is baie belangrik, onthou, trauma gaan sit in jou emosies vas. Die eerste ding is, ek moet agterkom, watte emosie het ek nou net ervaar. Anders was ek nou kwaad, was ek geafronteerd, wat is hierdie emosie? So, die eerste ding is, ek moet hom erken. Ek moet erken, hierdie emosie, hier is 'n ding wat nie reg is nie.
En onthou as daar die emosies is daar 'n fisiese reaksie. My lyf raak gespan, ek het hartklopings, my gesig raak warm. So die stap 1 is, ek moet hom herken. Ek sien jou raak, hierdie emosie sien ek. En dit is belangrik want as jy emosie kan raak sien, kan ek iets met hom doen. So as ek hom gesê het, emosies is so belangrik, so emosies is die sleutel. Ek moet, en as ek vanoggend gaan vra en ek gaan nie, geef my emosie woorde. Baie min kan vir jou sê, ons ken vir mad, glad en sad. Nee, ek is kwaad, ek is hartseer. Maar ken ander nie aan emosie woorde nie. So ek moet die emosie gaan herken. Want soos ek sê, as ek herken, kan ek hom verander. Die tweede ding is bitter belangrik. Dan moet ek asemhaal. Nou gaan jy vir my hoekom asemhaal. Ek moet asemhaal, want die oomblik wat ek geafronteerd raak en hierdie toestand ingaan, gaan ek terug in my fetusposisie, né? Alles maak toe. Ek haal nie asem nie. Ek kry nie suurstof na my brein toe nie of minimum suurstof na my brein toe. So ek dink ook nie meer lekker helder nie. Die oomblik wat ek asemhaal, gee ek die brein tyd om bietjie te rewire. En dis die 10 sekondes waarvan ek praat. So iemand my geafronteer het, ek kom agter, haal ek asem, dan het ek 10 sekondes wat ek kan besluit wat ek volgende gaan doen. En dis hoekom ek sê die ou wonde hoef jou nie te beheer nie. Want die derde stap is in die 10 sekondes druk jy die pausknoppie, dan sê jy stop vir jouself. Nou 10 sekondes is nie baie nie, maar ons kan dit doen. In die 10 sekondes sê jy vir jouself stop. En dan vra jy vir Heilige Gees, wat is die waarheid hier? Het hierdie persoon, as ek net terugkyk, kom ons gaan terug na die huwelikse voorbeeld van, hy of sy het my verjaarsdag vergeet. Is nie van nie, hy is nie lief vir my nie, of sy is nie meer lief vir my nie. In daai 10 sekondes kan Heilige Gees vir jou sê, weet jy wat, hy of sy het regtig net vergeet. En dis die waarheid. Nie van, hy is nie lief vir jou, sy is nie lief vir jou nie. In daai 10 sekondes kan die Heilige Gees vir jou regtig sê wat die waarheid is. Wat is die werklike situasie van die insident wat dan plaasgevind het? In die werksituasie, wanneer jy kritiek kry, is dit nie van, weet jy, hulle gaan my fire, hulle hou nie van my nie. Miskien is dit net 'n bietjie terugvoer. Miskien moet ek dit sien, miskien kan Heilige Gees vir sê, miskien het jy regtig bietjie misgevat, dalk moet jy sien dit as positiewe terugvoer en dit as 'n groei geleentheid sien, in plaas van laat ons na die gebrande brood toe gaan. So stap 4 sê Heilige Gees vir jou wat aangaan. So stap 3 druk jy die knoppie. Stap 4 vra Heilige Gees wat aangaan en dan Heilige Gees wys vir jou wat die situasie is. En stap 5 is kies jy hardop om die waarheid te glo. Jy kies die waarheid. En jy kies, dis 'n keuse wat jy maak en dis 'n doelbewuste keuse wat jy maak. Jy kies om die leuen te glo van jy's nie goed genoeg nie, hy's nie lief vir jou nie, jy's wat ook al jy glo. Of die waarheid is, jy's goed genoeg. Dan sê jy dit hardop, ek is goed genoeg. En hoekom sê ek dit hardop? Sodat my ore dit kan hoor, want ek leer met my sintuie. So as ek dit hardop sê van ek is goed genoeg, ek is 'n kind van God, my man, my vrou, die baas, die situasie, so jy sê dit hardop, sodat jy kan weet wat aangaan. So net weer verder, soos die eerste stap, en ons gaan nie toetskryf, beloof vir julle. So die eerste stap is, word bewus van my emosie. Die tweede stap is, haal asem. Die derde stap is, druk die pausknoppie. Sodat jy die 10 sekondes het. 4, vra Heilige Gees, wat is die waarheid? Wys vir jou, wat glo ek, wat is die waarheid? En stap 5 is, vertel die waarheid van die situasie. Ons lees in Galasiërs 5:25 spesifiek, die vrug van die Gees is selfbeheersing. En dis hier waar ons selfbeheersing moet toepas. As ek dit kan sien vir wat dit is, as ek die emosie kan sien vir wat dit is, dis okay as ek kwaad is vir nou. Dis okay as ek nie hou van wat jy sê nie. Dis okay. Dis nie van ek mag nie kwaad en ek mag nie sê nie. Ek mag nie my emosies wys nie. Maar die emosies juis, die selfbeheersing, is juis 'n manier om na myself te kyk. Dan as ek eerlik met myself en wie God my werklik gemaak het rondom dit. So Heilige Gees gaan vir my sê wie ek werklik in Jesus Christus is. Maar natuurlik weet ons ook, die vyand is baie slinks. En nou begin ek wonder, hoe onderskei ek die stem van God? En ek gaan nou nie 'n preek oor dit gee nie. Maar ons kyk na 2 Timoteus
1 vers 7 sê, die gees wat ons gegee het, maak ons immers nie vreesagtig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En in Engels sê, for God gave us a spirit of not fear, but power and love and self-control. As jy nou moet onderskei, is hierdie stemmie, want ek moes nou gevra, is die stem, as ek vir Heilige Gees help my, as ek die antwoord kry, en ek weet julle almal gaan my sê, dis nie so maklik om te hoor nie, hoe toets ek dit, of het God se stem is, of die vyand se stem is, as die stem vir jou vrede bring, is dit Heilige Gees, as dit vrees bring, is dit nie van God af nie, as die stem na chaos lei, is dit definitief nie van God af nie, as jy duidelikheid het, is dit van God af, as die stem soos liefde klink, is dit van God af, maar as dit onrus is, definitief nie. En daar's altyd 'n visie, wel, kom ek sal laat vir myself praat, maar as ek moet vra, Heilige Gees, wat gaan hier aan? As ek vrede in my hart het, as ek die hartkloping set en angstig begin raak nie, dan weet ek, ja, dis wat Heilige Gees wil sê. So daar is 'n fisiese reaksie. As ek begin bewus raak van my emosies, van wie wat ek is, kan ek 'n Heilige Gees, kan ek ook voel, en ek kan weet, wie se stem praat. Nou, net so vinnig oor die rol van die Heilige Gees, ek dink, baie van ons, weer eens, ek gaan nie praat, Joe het baie gepreek oor dit, die rol van die Heilige Gees. Ek dink ons moet besef, Heilige Gees is nie net 'n gevoel, of hoendervleis, of net in worship nie. Maar Heilige Gees is God, is God in ons. Heilige Gees is God in my. Heilige Gees is die God wat jou lief het. So Heilige Gees is God. En ek dink as ons die grootheid daarvan besef, dan kan ons net sê, I surrender to Heilige Gees, nee. Nou kom ons kyk in trauma, wat doen die Heilige Gees? Daar's verskillende rolle wat Heilige Gees speel, wat ons vergeet as ons deur trauma gaan. Onthou, trauma maak chaos, trauma maak my te mekaar, trauma wil alles net te mekaar maak, en ongelukkig het ons al hierdie negatiewe reaksies op dit. Nou, as ons kyk na Heilige Gees as ons trooster, in Johannes 14:16 sê hy, in die Heilige Gees, ek het nou nie gekwote, het ek hom opgesit? Ok, ek sê ek het hom opgesit, ons sal nou by hom uitkom. Of hy het te kom, ek hom net gou vir ons lees. Hy sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander raadgewers stuur, om vir ewig by julle te wees. En dan Johannes 16 vers 13 sê, wanneer hy ook al kom, die Gees van waarheid sal julle in die hele waarheid lei. So die Heilige Gees, wanneer jy deur trauma gaan, en na die tyd, kom sit by jou. Hy kom sit regtig in jou gedagtes. Hy staan by jou wanneer die triggers kom. As hierdie triggers jou wil oorspoel, in die oomblik, sê Heilige Gees, ek is hier. En die goeie ding is, Heilige Gees jaag jou nie aan soos ons mense van kom oor jouself nie, dis tyd om aan te beweeg nie. Heilige Gees is geduldig, hy kom sit by jou, hy jaag jou nie aan nie. Heilige Gees loop saam met jou. En hy luister vir jou, veral as jy alleen en oorweldig voel, is Heilige Gees, is hy jou trooster. So wanneer trauma gebeur, vergeet ons het eintlik die antwoord, want Heilige Gees is ons trooster. Heilige Gees is ook, hy onderrig ons ook in die waarheid. Ek het nou vir ons Johannes 14 vers 16 gelees, waar hy sê, wanneer hy ook al kom, sal die Gees van waarheid, sal ons in die hele waarheid lei. So wanneer die trauma kom en sê, dis die einde, jy gaan dit nie maak nie, dit kon erger gewees het, dit was jou skuld, al hierdie traumas, maak nie saak wat die traumas was nie. Trauma verdraai die waarheid, hy jok vir jou, hy lieg vir jou. Trauma sê jy is nie veilig nie, trauma sê jy is nie belangrik nie, en trauma sê jy beter jouself beskerm, jy moet self. Maar Heilige Gees sê, ek lei jou in die waarheid. Ek wys vir jou wat die waarheid is. Ek wys jou wat die negatiewe gedagtes is, wat onthou nou nooit met die polsknoppie. Heilige Gees sê vir jou, dis die waarheid. Dis nie waar hierdie lertjie vandaan kom, waar hierdie eina vandaan kom. Hy wys vir wat die leuen is, en hy wys vir wat die waarheid is. En hy wys vir wat die vrees is. So Heilige Gees is daar om ons die waarheid te wys. Heilige Gees oortuig ons ook, hy veroordeel ons nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. There is therefore no condemnation for those who are in Jesus Christ.
Nou, wat doen trauma? Trauma sê, jy is sleg, jy is verkeerd, dis jou skuld. Dan moet iets fout wees met jou, of jy het nie dit of dat gedoen, hy veroordeel vir jou. En as jy maar geluister het, as jy maar dit as al daai asgoed wat verbrande as op die einde is, nê. Nou, hoe weet ek die verskil tussen Heilige Gees wat my oortuig, of veroordeel? Heilige Gees veroordeel ons nie. Romeine 8:1 sê baie duidelik, Heilige Gees veroordeel ons nie. Nou, die stem van oortuiging, hoe weet ek die stem van oortuiging is? Voorbeeld, kom ons gaan terug na die huwelikssituasie, toe jou man of jou vrou het jou verjaarsdag vergeet. Nou gooi jy jou tantrum, jy sulk en jy doen alles wat jy doen. Hoe weet jy die stem van oortuiging is die regte ding? Jy staan terug, jy haal asem, jy sit die pausknopie aan. Jy hoor wat die waarheid is. En jy sê, miskien het hy regtig vergeet, miskien het hy regtig vergeet. Ek het geoorreageer. Ek vra om verskoning. Kan ek weer probeer? Dis oortuiging. Maar die stem in dieselfde scenario, wanneer dit oor oordeel gaan sê, jy het alweer gefaal. Jy's hopeloos. Jy kan dit nie maak nie. Jy's nie goed genoeg nie. Dit raak 'n verleentheid en shame. En dis die verskil tussen oordeel en veroordeel. As die stem jou veroordeel, is dit nie van God nie. So Heilige Gees gee ons die waarheid. En Heilige Gees veroordeel ons nie, al het ek misgevat. Al het ek nie mooi gehoor nie. Ek weet van ons hier is ek hoor nie mooi nie. Baie keer dink ek hoor. Maar dis okay. Heilige Gees veroordeel ons nie. Heilige Gees ook kweek selfbeheersing. Ons het nou gelees uit Galasiërs 5:22 en 23. Die vrug van die Gees het ons van gelees. So selfbeheersing is 'n vrug van die Gees. So wanneer trauma gebeur, en weer eens my scenario, kom ons van die werkgewer hierdie keer. Die baas sê, jy het nie goed gedoen nie, jy het nie reg gedoen nie. Nou kry ek my rug reg op, ek kry my stemtoon in 'n lekker hoë pitch, en almal weet ek is nie okay nie. Hoe hanteer ek selfbeheersing wanneer hierdie trauma gedeelte gebeur het? Selfbeheersing, omdat ek weet dis 'n vrug van die Gees. Hoe lyk dit anders? Nou staan ek terug, ek let op na my body posture, kyk hoe ek lyk na my postuur, in plaas van dat ek my reg optrek, het ek selfbeheersing, en ek sê, okay, dis net 'n groei geleentheid. So selfbeheersing sê, ek kyk na my stemtoon, ek kyk na my body language, en ek kyk na my reaksie. So in plaas dat ek die baas se kop afbyt, en myself in 'n krul kry, doen ek dit dalk anders en sê, dankie vir die terugvoer. Ek sal van dit leer, en my stemtoon is selfs anders. Maar dis waar selfbeheersing inkom. Nou weet ek, julle doen dit maklik, maar ek weet dis nie maklik nie, nee. Ons moet hierdie ding oefen. Maar dan is dit belangrik dat ons hoor, die verskil tussen selfbeheersing en selfpoging. Selfbeheersing is wanneer ek Heilige Gees toelaat om selfbeheersing toe te pas, want dis een van die vrugte van die Gees. Maar selfpoging is wanneer jy sê, ek sal dit self doen. Dan klim ek op my troontjie en nou gaan ek julle wys. En dis nie waarvan die Bybel praat nie, nee. So selfbeheersing plaas God in beheer en dit wys jou afhanklikheid en dit wys regtig jou afhanklikheid van God. Selfpoging plaas jouself op die troon. En wanneer trauma dan nou kom en jy sit op daai troontjie, dan val jy baie hard, al die goed wat ons vroeër gesê het, dan brand die huis af in plaas van net die toast. Heilige Gees vernuwe ook ons denke. Kom ons kyk na Romeine 12:2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Ons quote dit baie, nee. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Nou baie keer, en ek het begin deur te sê, ons kom baie keer uit vir gebed, en nou glo ons, dit oor en verby, ons is genees van emosionele traumas en van al hierdie ander onmiddellik. Maar dis 'n proses. God kan jou onmiddellik genees, hy kan onmiddellik hierdie trauma wegvat. Maar God het vir ons hierdie goed ingebou. Laat ons, om ons te waarsku en ons te beskerm, dat ons nie hierdie selfde goed weer gaan nie. So elke keer as ek die trigger kan identifiseer, ander woorde, ek sien hierdie emosie, ek kan hom 'n naam gee en ek kan hom stop
en anders reageer, dan rewire ons denke. So elke keer, as ek kan sien, ek sien jou, ek doen hom anders, en ek maak 'n nuwe lertjie. Die slim mense, die sielkundiges of die dokters noem dit neuroplasticity. Anderswoorde is nuwe bane, neurobane wat ons vorm. Elke keer, as ek die anders doen, nou ek wil lus, ek moet hierdie doen, kan ek vra dat julle arms vou asseblief? Kan jy asseblief my omdraai? Ander kant toe. Kom ons doen hom weer. Normaal, en ons draai hom weer om. Is dit gemaklik? Nee, gewoonlik nie. Ek is so gewoond aan my ou manier van doen. Nou trauma sê, dis hoe ek dit hanteer. Ek wip myself, ek reageer al hierdie goed. Wanneer ek die proses, die 5 stappe wat ek vir jou geleer het doen, sê, kom ons doen dit anders. Elke keer, as ek hierdie trigger vang, dan doen ek hom anders, en ek skep 'n nuwe neurobaan in my brein. So as hoe langer ek dit gereeld begin doen, minder gaan hierdie ander trigger vir my 'n issue raak. Hy raak minder en minder en minder en minder, want ek leer die nuwe manier van doen. So en met die hulp van die Heilige Gees, as hy my herinner aan dit, dan doen ek hom anders. So ek moet dit aanhou oefen. Ek moet bewus raak van dit. So elke keer as ek hierdie trigger vang en ek doen hom anders, dan verswak ek sy impak. Julle hoor wat ek sê, jy maak hom minder. Hy gaan jou nie weer rol nie. Maar elke keer as ek hom reg doen, dan skep ek 'n nuwe ene wat dit makliker maak. Dan raak hierdie ander manier makliker. Dan doen ek hom naderhand outomaties sonder dat hy vir my heeltemal onderste bo gooi. So Heilige Gees nog verder gee my vrede. Kolossense 3:15 sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe deurslag gee. In Engels sê, and let the peace of Christ rule in your hearts. Nou, as ons kyk na die woord rule, in Engels beteken dit empire. Maar ook in dieselfde vers, beteken die vrede in die woord referee. So Heilige Gees is ons referee. So was trauma, as die trauma gebeur, en die paniek neem oor, en ek laat Heilige Gees toe, stap vrede in. So, wanneer ek voel die wêreld val mekaar uit, en ek sê Heilige Gees, stap in, u kan vir my die vrede gee, en dis die vrede wat ek gepraat, vra Heilige Gees, stap u in, neem u oor, want ons weet nou hoe lyk vrede, in plaas van ek angstig of paniek raak. En dis wanneer die 10 sekondes werk, wanneer ek sê Heilige Gees help, kan ons sê, geef my vrede, geef vir my duidelikheid, en Heilige Gees is daar onmiddellik. Heilige Gees bemagtig ons ook om soos Jesus te reageer. En ons stap met Jesus in ons lewenswandel met Jesus, wil ons soos Jesus wees. En Heilige Gees lei ons. En ons kan so maklik af wegstap en ons rug draai as dit swaar gaan. Veral as dit trauma gaan en dit hou aan en aan en aan. In 2 Korintiërs 3:18 sê die Bybel, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. And we all are being transformed into the same image from one degree to glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So, die doel van alles, van die triggers, wat ek vir julle leer, is nie om jou emosies te onderdruk nie, maar om meer Christ-like te word, soos Jesus te word. So, as ek my emosies begin herken, en ek sien dit vir wat dit is, en ek hanteer dit, leer my, want God het ons gemaak met ons emosies. Hoe meer ek dit hanteer, hoe meer raak ek Christ-like, word ek soos Jesus. Reageer ek soos Jesus. Nou, hoe is Jesus se reaksie? Kom ons kyk gou-gou. Ek weet ons ken almal ons Bybel, maar kom ons kyk, wat is Jesus se reaksie as hy onder druk is? Hy's kalm, as hy druk kom, is hy kalm, hy oorreageer nie. Hy's sagmoedig. Hy voel veilig te midde as daar kritiek is hy veilig, hy reageer nie op dit nie. En hy's liefdevol onder stres. Die vraag is, hoe reageer jy as hierdie traumas kom? En ons sê ons wil soos Jesus wees. Is jy kalm wanneer jou vrou of jou man of die baas vir jou goed gee? Reageer jy kalm? Bly jy sagmoedig? Is jy liefdevol? As ons al hierdie kan doen, en ons begin dit oefen, dis wanneer ons help met ons geestelike groei en volwassenheid in Jesus Christus.
In afsluiting wil ek sê, as ons bewus is van die traumatiese gebeure en die impak wat dit op ons lewe het, as ons weet wat dit is, beteken dit nie die triggers gaan nooit weer kom nie. Dis nie wat ek sê, dit gaan nie nooit weer kom nie. Of ek gaan weer altyd op dieselfde manier reageer nie. Genesing is deur die Heilige Gees, as ek Heilige Gees toelaat, gaan hy my wys en hy gaan vir my leer en hy gaan my help met groei. Maar ek moet hom toelaat want ek het 'n keuse. Jy mag die alarm hoor afgaan, maar dit beteken nie jy moet elke keer hardloop nie. Dit beteken nie die huis brand elke keer af nie. So die alarm gaan dalk weer skree. Maar hoe gaan jy nou reageer? Jy gaan nou eers kyk, brand die huis, of is dalk net die toaster wat ek aan vergeet het? Nou baie van julle mag nou vir jouself sit en dink, ek kan nie verander nie. Ek is so gemaak, ek is so gelos. Ek gaan maar altyd so reageer as hierdie trigger kom. Maar ons leer, in 1 Filippense 6, leer ons dat wat Jesus sê, Paulus sê, ek is veral daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eintlik sal voer, en dit sal voltooi op die dag wanneer Jesus Christus kom. In Engels sê, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So die Heilige Gees is nie klaar met jou nie. Hy is nie klaar nie. Die triggers is nie permanent en dis die goeie nuus. Al het jy deur al hierdie trauma gegaan. Al reageer jy elke keer, dit is nie die einde van die pad nie. Dis nie permanent nie. Jou triggers is onder konstruksie. Amen. Laurens, ek wil, as jy kan vir ons en nou moet jy eers my afsit.